Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by die uitsending. Ja, ek wou graag weer daar voor die visdam of die vistank vir julle 'n video maak, maar hier in die hartjie van die winter, hier amper al die middel van Junie, reën dit nou buite sommer lekker. Ek weet nie hoeveel millimeter dit gaan reën nie, maar in elk geval genoeg dat 'n ou nie buite kan 'n video maak nie. Kykers en luisteraars, die video wat u nou gesien het, laat my so herinner en dink aan die boodskap wat Johanna Brandt gekry het, die profesie wat sy gekry het. En baie keer kan jy wanneer jy sulke profesieë lees wat relevant is tot die tyd wat dit kan en besig is om op te bou, om te gebeur, kan jy al sekere van die tekens, kan jy al begin eien. En waarna ek hier verwys is u luister na hierdie video opname wat in Potchefstroom volgens berigte gebeur het, en u hoor self op die video hoe hulle Kiel de Boer, Kiel de Farmer sing, en dan daai hum, Kiel de Boer, Kiel de Farmer, hum. Jy kan maar gerus luister op die video, jy hoor dit in die agtergrond, jy hoor dit redelik duidelik. En dan herinner dit my aan Johanna Brandt se profesie oor Johannesburg. Nou ja, onthou, Johannesburg het sedertdien baie uitgebrei na die Oosrand en die Wesrand en Alberton en so meer. En sy het hierdie profesie gehad van 'n groot staking wat oor die land gaan kom, wat die land gaan lam lê. Dan sien sy revolusionêres wat in die geheim by mekaar begin kom, in en om Johannesburg, en dan die krag afsit, en dan daardie nag van verskrikking, soos sy daarna verwys het, die profesie wat haar in een nag blykbaar grys gemaak het, van wat sy gesien het, in die profesie. En sy het nogal vermeld, in hierdie profesie, dat wanneer dit dan nou gedurende die nag, middernag, dink ek het sy gesê min of meer, uitbreek, het sy hierdie geluid gehoor, hierdie amper soos bye, ham. En dan is dit interessant wanneer jy nou hierdie tipe video-opname luister, en jy hoor 'n geluid, Kiel de Boer, Kiel de Farmer, ham. Nou moet jy vir jouself dink, so ek sê nie dit gaan die geval wees. Die profesie sal gebeur op sy tyd, nie op enige mens se tyd, nie op die Vader se tyd. Want dit is Joël 2 se mag wat God teen ons stuur, omdat ons sy insetting en verordeninge verruil het vir die guns van die wêreld, en verruil het vir gemak, en verruil het vir finansiële voorspoed, en alles daarmee saam, wat ook al die afgode is. Ons het ons nou met daardie afgode gekies, en Hosea 2 en Joël 2 sê dit vir ons baie duidelik, Hosea 2 en Joël 2, en Micha 4 sê ons sal die stad verlaat en in die veld gaan woon. Dit sal juis wees om te vlug vir dit, wat ons nou op video's begin hoor en sien. En Joël 2 beskryf hy mag vir ons baie duidelik, hulle hardloop soos perde, kyk maar die voorvoete van 'n perd wat hardloop, hoe lyk dit in vergeleke met jou Natal onrus, wanneer hulle uit die inkopiesentrums uit hardloop, kyk na daardie ooreenkoms, so akkuraat beskryf, wat op dakke klim, wat deur vensters kruip, wat elkeen sy eie rigting hardloop. So ja, ek gaan nie te veel dit uitbrei nie, al die fisiese eienskappe en tekens is duidelik en voor die hand liggend sigbaar. So ja, dit herinner my aan daai spesifieke gedeelte van Johanna Brandt waar sy sê, hulle het 'n brom-tipe geluid, amper soos bye. Nou baie interessant, hoe sou sy nou hierdie beskryf het? Sou sy nou, wanneer sy hierdie opname gehoor het, sou sy gesê het, dis dit, Kiel de Boer, Kiel de Farmer, Is dit wat sy gehoor het? Ek weet nie. Ongelukkig leef sy nie meer dat ons haar kon vra nie. Maar ja, dit is waaraan hierdie video my herinner, en dan wil ek u 'n bietjie herinner en terugvat na toe Dr. Gregory Stanton, die voorsitter destyds van die World Genocide Watch, Suid-Afrika besoek het. Hy het nog daar in die Transvaalse Landbou Unie
baie goeie advies en raad vir ons gegee. Gaan kyk gerus die video's, soek dit maar net op, Gregory Stanton in South Africa, daar in Transvaal Landbou Unie se konferensie fasiliteite wat ons Suidlanders ook al by paar geleenthede gebruik het, vir ons gesê dat ons is so rondom fase 6-7 van 'n volksmoord, die blanke in Suid-Afrika. Dis nou deur 'n neutrale, gesaghebende dokter Gregory Stanton van Amerika, wat in sy span baie kundige spesialiste het, wat volksmoorde monitor, daardie tyd veral dan ook oor die wêreld. En ons in Suid-Afrika, die blanke, het spesifiek dan ook sy aandag getrek. Ek gaan nie sy toespraak herhaal nie, jy kan dit self gaan luister, hoe hy dit bewys, hoe hy dit motiveer, en hoe hy dit klassifiseer. Kykers en luisteraars, ons sien nou op die skerm die 10 fases van 'n volksmoord: classification, symbolization, discrimination, dehumanization, organization, polarization, preparation, persecution, extermination en dan denial, heel laaste. Nou baie interessant, kom ons loer net so vinnig hiervan af, fase 5 af, wat vir ons sê organization. Ons kan tog almal sien, kykers en luisteraars, u kan in die kommentare tog ook u inset lewer, maar ons kan tog almal sien hoe dat Pretoria al by geleentheid vroeg die oggend afgeblok was vir 4-5 ure, effektief die hele Pretoria. En so kan ons gaan kyk elders in die land. Ons het gekyk hoe gesinkroniseerd die opstand en die geweld plaasgevind het daardie tyd in Kolini, Lichtenburg, Sannieshof, Delareyville, daar in Noordwes-Transvaal, Mafikengse omgewing en alles daarmee saam. Hoe georganiseerd dit was. Ons het gesien hoe die Natal onrus, hoe effektief en vinnig dit geloods was en net so vinnig weer doodeenvoudig tot 'n einde gebring is. Nou dis organisasie. Dis organisasie. Daar is legio voorbeelde vir dit. So ons kwalifiseer baie duidelik vir fase 5 van volksmoord volgens die internasionale groep of kenners World Genocide Watch. En dan as ons kyk na fase 6, polarization. Sien ons polarisasie? Ons sien dit omtrent daagliks. Ons sien dit in die uitsprake van leiers, van politieke leiers, van oppositieparty leiers, van provinsiale leiers, van munisipale burgemeesters. Ag, u self sal daar u inset kan lewer van die polarisasie wat ons daagliks beleef. Iemand wat ek baie goed ken of baie naby verwant aan my, het so ondervinding gehad nou die afgelope naweek in 'n winkel waar daar totale onskuld was en die aggressie en die polarisasie, die haat, die rassehaat wat daar geopenbaar was, is aanduidend vir waar ons trek. Fase 6. Fase 7 is preparation. Dis die voorbereiding. En u sal onthou dat ek 1 of 2 video's gelede vir u gesê het, ek gaan nie detail gee nie, maar ek gaan vir u sê dat die voorbereiding is al baie ver gevorder. Ek wil amper sê afgehandel, maar ek gaan maar veilig bly en sê baie ver gevorder. En dan persecution. Nou ja, hier kan u almal getuig. U gaan sê ons word vervolg. Ons het gesien met Senekal, die arrestasies wat daar plaasgevind teenoor protesgangers. Ons het dit gesien in Bronkhorstspruit, daar waar daar die jong manne gearresteer was. Ag, so is daar legio voorbeelde van die persecution. Dit is letterlik die 8ste fase, die fase net voor extermination. Extermination kom baie vinnig, altyd. Dit is een van sy eienskappe. Al die ander vorige fases van World Genocide Watch kom oor tyd. Dit gebeur oor jare, oor maande, wat hy begin gaan na die volgende fase toe. Hy is byvoorbeeld van dehumanization fase 4, gaan hy na 'n fase 5, organization, hy begin al eienskappe van 5 kry, maar hy is nog 4. Dan later het hy genoeg van 5, om te sê ons is nou op fase 5 van Genocide Watch se fases. En dan begin hy al oor tyd, begin hy polarisering oorgaan, organisering, polarisering, preparation, voorbereiding, persecution, vervolging. En ons het mos al die vervolging gesien. Die preparation is duidelik sigbaar in die sukses van elke protes, wat in terme van tyd, in terme van die afblok van watter paaie, hoe effektief het gebeur, is absolute bewys en 'n getuie
daarvan. Dan die extermination fase, dit is die Rwanda. Almal sal dit verwys na Rwanda se volksmoord, maar onthou, daardie volksmoord was ook deur al die fases vooraf gegaan. Al die fases wat opbou en volg op mekaar, en dan die laaste een was die persecution, en dan die extermination. Dis nou wanneer daar in Rwanda tussen 800.000 en 1.2 miljoen mense in die bestek van weke uitgewis is. Letterlik, fisies, wreedaardig. En dan baie interessant, die denial fase, wat ons ook al kan sien. Hoekom sê ek dit vir u? Ek gaan vir u 'n kort videoetjie speel van Malema in 2018. I don't know what's going to happen in the future. I'm saying to you, we have not called for the killing of white people, at least for now. I can't guarantee the future. Yeah, but I mean, you'd understand somebody watching that, especially as it gets shared on Twitter, they freak out. It sounds like a genocidal call. Cry babies. Cry babies. I'm not calling for the slaughter of white people, at least for now. I can't give a guarantee of the future, especially when things are going the way they are. Subtext. Especially if things are going the way they are, there will be a revolution in this country, I can tell you now. There will be an unled revolution. An unled revolution is the highest form of anarchy. Goed, het nou die videoetjie gesien? Wat het hy gesê? Hierdie gaan 'n unled revolution wees. Met ander woorde, hier gaan nie leiers wees wat hom lei nie. Dit gaan 'n unled, en onthou ook wat hy saamgesê het. Daar is geen erger vorm van anargie. Wie Joel 2 se mag, wie Joel 2 se beskrywing van wat in Suid-Afrika gaan gebeur, alles pas soos handskoen, al die kante toe. Al die kante toe. Dit is so interessant, dis jammer, mense kan nie aanhou praat oor dit nie, maar ja, net oor hoe Joel by dit, want dis die profesie bedoel vir Suid-Afrika. En ek gee nie meer om wat mense se opinies is nie. Dit maak geen indruk meer op my nie. Die opinie wat vir my belangrik is die kennis en die wysheid en die waarheid en die verstand in die woord van God. Dis wat vir my belangrik is. En daardie profesie, die dag wanneer hy afgespeel het, dan sal almal maar net kan terugkyk en sê, God was weer waar. Het was weer waarheid. Ons het weer die waarskuwings gehad, ons het weer die kennis voortydig gehad, wat ons of verwerp, of gekies het om nie te verwerp nie. Nee, dis elkeen van u se keuse. Ons sal wel die vrug dra van ons keuses, dit is net hoe dit is, dit is regverdig. So, dan is dit die extermination fase, nee? Dis nou wanneer Joel 2 sê hardloop op die dakke, kruip deur die vensters, raak nie uit gelidheid nie. Sommige van hulle sal val deur die wapen heen, maar hulle bly in gelid, want hulle is so baie. So jy gaan geen duit maak deur fisies daarteen op te staan nie. Joel 2 beskryf dit vir jou. Micha sê vir ons waar ons veilig gaan wees en hoe dit van daar sal ontwikkel in Micha 4 en in Hosea 2 en Oom Siener en Johanna Brand en almal daarmee saam. Selfe verhaal, selfe prentjie, selfe opstel wat geskryf word. Goed, dan die denial. Sien u klaar hoe Malema in die video wat ek nou net vir u gespeel het, vir u sê, het gaan 'n unled revolution wees. Met ander woorde, hulle bereik klaar die denial, die laaste fase. Na die volksmoord, die ware daadwerklike volksmoord. Ons is nou in voorfases daarvan. Die ware daadwerklike volksmoord is nog op pad. Hy kom. Hy's voor die deur. Hoekom? Want ons voldoen aan al die fases wat World Genocide Watch deur intensiewe professionele navorsing oor baie jare met baie volksmoorde in die geskiedenis gedoen en bepaal het. Dis waaruit hierdie fases uit opgestel is. En ons het nou net vir mekaar gesê, ons het net gekyk na 4, 5 en 6. 5 is organization, ons sien dit. 6 is polarization, ons sien dit. 7 is preparation, ons sien dit. 8 is persecution, ons sien dit. Ons sien dit almal klaar. So, wat sien ons nog nie? Extermination. Nee? Die plaasmoorde en die wreedheid en die hoë getal van plaasmoorde, wat ek vir u gesê het in die verlede, is 2 keer so hoog soos die gevaarlikste beroep op die aardbol, wat blykbaar hierdie manne is wat logging doen, hierdie bome afsaag, lyk my, dis die gevaarlikste beroep, volgens dan nou maar die sosiale media, en hulle staan op 97,8 per 100.000, waar die plaasmoorde staan tussen 160 en 180 per 100.000. Verskriklik, né? Maar dit is alles nog hierdie vooraffases van dehumanization, polarisasie, voorbereiding vir
die daadwerklike. Soos wat ons nou eintlik maar sien, wil ek amper sê, in die Midde-Ooste, waar mense op 'n groot skaal, siviele mense, doodgaan en doodgemaak word. So, dit is die extermination fase, né? Hoe dit ook al sê, dan is dit die denial. En ek gaan weer vir julle sê, het gehoor, hoekom sê Malema, het gaan 'n leierlose revolusie wees. Unled. So onmiddellik verskoon hy al die leiers. En dit sluit baie mooi aan by verlede week se video, waar ek vir u gesê, 2 video's gelede, waar daar die persoon in Suid-Wes-Afrika in Namibië gesê het, it's time to invade. Nee? So wat is hy besig om te impliseer vir ons daar? Hy impliseer dat die massas gaan die invasion doen. Nee? Presies dieselfde wat Malema gesê het. 'n Unled revolution. Die oomblik wat die massas mense se plase in beslag neem, in besit neem, dan wie gaan jy aankla? Die massas. Hulle weet goed, jy kan dit nie doen nie. Dis hoekom hulle die denial fase ingebring het in 'n volksmoord. Is om te kan terugstaan. So hulle gee leiding, maar van so aard en organiseer dit so dat Malema gaan op geen stadium in openbaar sê, daar sy, neem nou in besit nie. Hy gaan opsweep, hy gaan die nodige opsweping doen, saam met al die ander wat dieselfde retoriek kwytraak, en die massas gaan gemobiliseer raak. En dan gaan ons die extermination fase ingaan. En dit is waarvoor Suidlanders nou al soveel jare gereed en reg maak. Maar onthou, die fase voor die extermination is persecution. En ek het al 2 video's gemaak, oppas vir valsvlag operasies. Want dis wanneer daar 'n scenario homself voordoen, 'n situasie waar almal vreesbevange raak, almal bang raak, en dan kan daar organisasies of groeperinge wees wat te gou sekere optrede neem. Wat dan vir jou in 'n situasie kan plaas waar jy vervolg kan word. Maklik. Dis hoekom Suidlanders die fases het van ontruiming, onttrekking. Ontruiming is dalk 'n beter woord, want in tydens sulke geweld gaan jy wil ontruim uit jou stad of dorp uit en jy gaan na fase 1. Net daai dorp, net daai voorstad, net daai streeksleier, sameroeper, groepleier se groepie mense gaan na fase 1. Sou dit nodig geraak om verder te gaan hulle na fase 2. Sou nie, gaan jy terug huis toe. So dit is absoluut, is dit so ingebou in Suidlanders dat daar nie ruimte is vir onregmatige vervolging of persecution, vervolging in terme van 'n uitlokking, 'n fase te gou, te ver gespring te gou. Ons doen dit juis vir daai redes om ons mense in alle opsigte veilig te hou, ook teen vervolging. Maklik. So dis 'n eenvoudige een daai. So dan sit die denial. En hierin wil ek maar net vir u sê, sien u wat daai persoon in Namibië gesê het? We must invade. We, dis die leiers nie, dis die massas. Nee? Dit sluit presies aan. Nou, by wat Malema in 2018 gesê het, waar hy gesê het, it will be an unled revolution. Massas, waar leiers nie verantwoordelikheid vat nie. Presies die laaste fase van World Genocide Watch, se fases. Sien jy dit? Ons sien klaar die fase in die uitlating van Malema al in 2018. Die uitlating van die persoon in Namibië. So wat gaan hy sê? Die dag as jy hom wil vervolg in Namibië, nou gaan hy net sê nee. Ek het vir julle gesê die mense raak kwaad. Ek het vir julle gesê die blankes kyk in die oë van die swartes. Jy kan maar sy video weer gaan kyk en hulle sien die haat, polarisasie. En dan kom na daai polarisasie mos nou preparation, voorbereiding en dan persecution wat ons alles sien. Ons sien tot die denial, sien ons al die eienskappe. In Malema se uitspraak, in die Suidwes persoon se uitspraak van we, they will invade. We must. Daai we, is nie 'n leier wat verantwoordelikheid vat nie. Is die massas. Hulle gaan net die leiers gaan hulle skouers optrek wat die opsweping gedoen het, baie subtiel, baie indirek en gaan net optrek en gesê ons het vir julle gesê hulle gaan kwaad word. Ons het vir julle gesê die massas gaan oorgaan tot aksie. En dit is hoe dit gedoen word. So kykers en luisteraars, dis waar ons staan. Ek wou dit net gou met u deel, dat u net besef weer, as ons kyk na die professionele ontleding van 'n instansie soos World Genocide Watch, dan sien u en ek voor ons oë al 10 fases, selfs die denial fase, na die fisiese werklike genocide. Ons is nou in 'n voorbereidings
noem dit amper 'n semi-genocide, as ek dit nou 'n nuwe begrip kan gebruik. Want ons is nog nie by 9 nie. En die eienskap van 9, jy kan maar gaan nalees in World Genocide Watch. Die extermination fase is, hy kom vinnig en skielik. Hy is vannag, of môreoggend, of oor 'n week, maar hy kom vinnig. Hy is nie soos die ander fases wat oorgaan en dan nog eienskap het van die voriges en weer hierdie het. Hy is vinnig en skielik. Dit is een van sy eienskappe. Kykers en luisteraars, sterkte en seën. Tot 'n volgende keer, dan praat ons weer. Totsiens.